goed? Is julle nou moeg vir die reën? Baie gereën. Ons het lanklaas van ons kind gehad. Maar ons is dankbaar vir die reën. Net so vinnig voor ons begin, ek het net 'n paar afkondigings. Ons wil sê baie welkom Tannie Sheila, welkom. Hier so by Stille Rus. Tannie Sheila het gister hier aangekom, sy is nie. Oom Nick, baie welkom. En dan is oom Basjan ook net. Oom Basjan, oom Nick en Tannie Sheila is niet. Oom Basjan, Tannie Sheila en oom Nick. 3 nuwe lede hier by ons vandag. Baie, baie welkom. Dan wil ek bietjie geld gou gepraat vandag. En die wat my ken weet, ek het nou nog nooit geld gevra nie. Ek vra nie tiendes nie. Vra nie offerande opneem nie. Selfs by 'n roudiens en begrafnis vra ons geld nie. Partykeer dring mense aan en sê ek, jy kan iets in 'n koevertjie sit soos jy voel. En ek glo vas daaraan. Daar's nou baie versies wat mense altyd uit die woord uithaal en sê jy moet tiende gee en die en daai. Dis nie ek nie. Maar ons het 'n boksie gekry, 'n skatkis, 'n kleintjie. Ons gaan hom maar altyd hier oop op die tafel los. En dan kan elkeen daar ietsie soos jy voel. Soos 2 Korintiërs 9 vers 7 vir ons sê, laat elkeen gee soos hy hom in die hart voorneem. Nie met droefheid of uit dwang nie. Want God het 'n blymoedige gewer lief. So gee of nie gee nie, dis elkeen uit sy hart uit. En ek hoop ek hoef nie meer daaroor te praat nie. Dis nooit vir my 'n lekker saak. Waar gaan die boksies in die kantoor? Die boksie gaan Sondag, ons kan hom in die kantoor los, ja. So hy gaan net Sondag daar wees. Ek sal hom by Adel los. Laat sy hom toesy daar in die weekwoord. Ons kan hom by haar los, dis reg. Net op so dingetjie of 2. Komende Sondag, volgende week Sondag sal ons die kerkraad voorstel. Ons is besig om 'n kerkraad bymekaar te sit. En dan is daar 'n nuusbriefie wat ons ook wil uitbring. Ons werk nou nog so 'n bietjie aan dit. So ons gaan 'n nuusbriefie uitbring. Dis nou nog in 'n begin. Maar sal vir die eers net om so eenmal 'n kwartaal en dan gaan ek kyk maande. Dat jy dan 'n kalendertjie by het en sê wat se tye ons diens het en dan kyk ons nou na Woensdag aand 6:00. So kort biduurtjie. Ons gaan dit sommer hou daar by oom Doep en Tannie Jean, hulle se sitkamertjie. As dit te klein is, kan ons altyd net skuif. So die wat belangstel, Woensdag 6:00 en op die laaste 7:00. Ons sal nie na 7 aangaan nie. Woensdag aand 6:00 kom ons bymekaar en ons gesels bietjie saam met die woord. Sê wat op jou hart is, ons bid gou bietjie saam en dan vat ons dit van daar af. So ons Woensdag begin bid hier hou. En dan ja, kom ons open net so, soos ons sit. Hemelse Vader, in die hemel is ons dankie dat ons kan vergader in U naam hier vandag. Here, ons weet kerk is nie, gaan nie oor die gebou nie, het gaan oor die liggaam. En dat ons meer van die woord kom leer vandag hier. Here, dankie vir pastoor Pieter, wat die woord gaan bring vir ons vandag. Wees die Gees so met hom en lei hom, laat hy vir ons iets uit die woord uitbring, wat op elkeen se hart kan val. Here, ons sê baie dankie vir die reën. Ons harte gaan ook uit na die boere wat oeste verloor weens die baie reën. En mense wat op die stadium moet hulle huise ontruim langs die Vaalrivier oor vloede. Dat die beskermende hand daar by hulle sal wees. Maar nogtans is ons dankbaar vir die reën. Dit is so nodig. Ons kan nie sonder water nie en ons kan nie sonder U nie. Ons bid dit so in die naam van Jesus. Amen. Amen. Ek gaan oorgee vir pastoor Pieter om vandag ons die woord te bring. Ek verstaan ons gaan eers 'n liedjie sing. Jean, as ons almal die boekie het, ons gaan nou eenetjie sing, ons gaan sommer 2 maal deur sing, nommer 1 in die boek. En as ons klaar is, gaan ons nommer 3 sing as ek reg is. As ons klaar sing ons nommer 3, nou nommer 1. Ja. Ja, sê. Wie
Wie gaan vir ons inlei daar? My pa is die koning. My pa is die koning van die heelal weer. En kom wat wil, ek sal dit nooit vergeet. Die wind kan maar waai en die berge kan val. Hy het gesê, hy voorsien en hy sal. Ek is die koning se kind, man, dit maak my prins. My Here is Christus, self die dood is 'n prins. Van niks is ek bang nie, dit sê ek jou nou. My pa is die koning, onthou. Kom ons sing hom weer. My pa is die koning van die heelal weer. En kom wat wil, ek sal dit nooit vergeet nie. Die wind kan maar waai en die berge kan val. Hy het gesê, hy voorsien en hy sal. Ek is die koning se kind, man, dit maak my 'n prins. My Here is Christus, self die dood is 'n prins. Vir niks is ek bang nie, dit sê ek jou nou. My pa is die koning, onthou. My pa is die koning, onthou. Baie dankie. Ons het so 'n tegniese probleem vandag met musiek, maar volgende keer gaan ons hom uitsorteer hê. Dankie. Môre julle almal vir wie ek ook nog nie gegroet het nie. Welkom in die huis van die Here. Ons is hier om hom te loof en te prys. Ons waardeer die geleentheid. Ons gaan vandag ook die nagmaal vier in aanloop van die Paasfees wat vir ons voorlê, dat ons net kan herdink en mediteer op wat die Here vir ons gedoen het. Ons begin deur net bietjie terug te kyk na verlede week wat pastoor Jan met ons gedeel het. En daar sit 'n paar puntjies wat ek wil weer uitlig wat gaan saamloop met wat ek vandag vir julle gaan meedeel. Verlede week het, as julle onthou, het pastoor met ons behandel, luister God na al ons gebede. Het ek so 6 punte daar uitgetrek wat vir my uitstaan, wat baie belangrik is vir ons. Ons moet deur Jesus na die Vader bid. Die skrif sê vir ons, jy moet deur Jesus gaan om by die Vader uit. Ons moet God se aangesig soek. Ons moet bid volgens sy wil. Ons moet sy wette onderhou. Ons moet bid met vrymoedigheid en opregtheid. Ons moet Godvreesend lewe. En onthou, God verhoor die gebede van die regverdige. Nou vanoggend se tema wat op my hart gerus is binnekamergebed. Binnekamergebed. En ek het gaan kyk na so 'n paar voorbeelde wat vir ons opgeteken is in die skrif. En ek het 3 voorbeelde gaan uithaal. Maar eers gaan kyk ons wat sê Matteus 6 vers 6. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is. En jou Vader wat in die verborgene is, sien, sal jou in die openbaar vergelde. Nou kom die vraag, hoekom moet ons in die binnekamer bid? Dit gaan kyk wat opgeteken staan in die woord vir ons, en daar's pragtige voorbeelde. Daar's baie skrifgedeeltes wat handel oor die gebed. Ek het hierdie 3 spesifiek uitgesoek. Ons begin by Markus 1:35. En vroeg in die môre, nog diep in die nag, het hy, verwysing hier na Jesus, opgestaan en uitgegaan en na 'n eensame plek vertrek en daar gebid. Nou ons kyk in die skrif, ons weet, en ek dink een van Jesus se gunsteling plekke was die tuin van Getsemane. En hy het altyd na die berge gegaan. En ek onthou, as hoërskoolkind het ons uitgegaan en dan het ons op veldskool gegaan, en dan vroeg in die oggend het ons 'n ou bekertjie koffie gehad, en dan het ons daar so op 'n koppietjie, het jy vir jou 'n klip gaan soek,
En dan het jy nou die dag so begin soos wat die son opkom. En daar het ek gevoel, dit voel vir my so naby aan die Vader. En ek dink dit is hoekom Jesus altyd die berge en die tuine gekies het, want daar kan jy die Vader aanvoel. Jy voel sy teenwoordigheid. En daar het Jesus sy aangesig gaan soek, sy Vader se aangesig gaan soek. Daar kom hy persoonlik in diepte, intiem, 'n persoonlike verhouding hê met sy Vader. Daar kon hy enige iets wat op sy hart is, wat hom gepla het, kon hy gedeel het met die Vader. En hy kon die Vader dinge gevra het, soos wat ons weet uit die skrif uit, dit het hard op hom gelê, want hy het geweet hy gaan gekruisig word. En totdat die bloed selfs op sy voorhoof gekom het, sodat hy in diepte die vertroue en met sy Vader kon deel, maar hoekom ek? En hy het vir sy Vader gevra, kan hierdie beker my nie maar verbygaan nie. Maar die belangrike een ook hier is weer, U wil Vader. Soos wat pastoor met ons gedeel het, bid volgens die Vader se wil. Dan kyk ons na 2 Konings 4:33. En hy hierso, Elisa, het ingegaan en die deur agter hulle 2 toegesluit en tot die Here gebid. Weereens daai persoonlike, intieme verhouding wat hy het met die Vader. Daai vertrouensgehoue, daai kommunikasie, daai direkte lyn na die Vader. En dit kom nie oornag nie. Hy het lank al het hy gebou in hierdie geloof en vertroue. En soos wat hy gebid het en dingetjies gebeur het, word daai vertroue verdiep en verskerp en die geloof word versterk. En dit is daai persoonlike verhouding, intieme verhouding met die Vader. En kyk wat het gebeur. Ons ken die verhaal van die dogtertjie. Hy het tot die Vader gebid en die dogtertjie was genees. Dan kyk ons na Daniël 6:11. En net toe Daniël verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan. En hy het in sy bokamer vensters gehad, wat oop was in die rigting van Jerusalem. En hy het 3 maal op 'n dag op sy knie geval en gebid, en lofprysing uitgespreek voor sy God. Net soos hy tevore gedoen het. Weereens ons ken die verhaal van Daniël. Hy het 3 maal 'n dag die aangesig van die Here aangesoek. So, hoe lank al het hy nie aan hierdie geloofsverhouding, die persoonlike verhouding, intieme verhouding met die Vader opgebou. En ons ken die verhaal van Daniël, hoe die Here hom gehelp het, hoe die Here hom gelei het. So Dawid, daar's baie voorbeelde, Salomo, die profete, almal het daai intieme, noue verhouding gehad met die Vader. En knaand sy aangesig aangesoek. Nou, die volgende, wat gebeur in die binnekamer? Ek het so 6 punte vir ons hier uitgehaal van wat gebeur in die binnekamer. In die binnekamer is dit net jy en God, ons Vader. In stilte, alleen. Dis hier waar daar niks of niemand is wat jou aandag kan aftrek. Daar is ook niemand hier wat jy gunsies of gawetjies kan vra nie. Hier kan jy uitreik na die Vader. Jy kan sy aangesig soek hierso. Hier kan jy hom enigiets vra, soos Daniël, soos Salomo, jy kan hom enigiets vra, iemand soos Jesus, wat swaar op jou hart is, wat jou pla, waaroor jy gelukkig is, waarmee jy jou kan help. Hier is die plek waar jy daai verhouding bou met die Here, waar jy hom enigiets kan vra. Die binnekamer beklemtoon die intieme en persoonlike verhouding wat jy met die Vader het. Punt nommer 2. Dit is in die binnekamer wat jy met opregtheid 'n persoonlike en intieme verhouding met die Vader bou. Soos wat ons sien Daniël vir ons die voorbeeld gee. 3 maal 'n dag het hy gegaan op sy knie geval en die Here aanbid en die Here se aangesig gesoek. Wat 'n verhouding het daai man nie oor tyd met die Here gebou nie? Daai intieme, persoonlike, vertroulike verhouding wat hy gehad het met die Vader, wat hy spontaan enigiets kom met die Vader bespreek en vir hom gevra het. Jou diepere verhouding met die Vader voorkom dat jy die druk om deur ander gesien en veroordeel te word te voorkom. Punt nommer 3.
Die binnekamer versterk jou geloof en vertroue in die Vader. Ons sien dit in ons voorbeelde weer. Elke keer as Elisa gebid het en hy het ietsie gevra, dit is nie te sê altyd die Here sy vrae beantwoord of hom gegee wat hy gevra het nie, maar deur sy proses en Daniel se proses 3 maal 'n dag het hulle daai vertroue en verhouding met die Here gebou en hulle weet na wat hulle vra gebeur. Jo, daar bou jy jou vertroue, maar ek kan in die Here staat maak, ek kan op hom vertrou. En hierdie tipe van goede ontwikkel jy en bou jy net in die binnekamer. Dit help jou om met opregtheid en vrymoedigheid met die Vader om te gaan, eerder as om te soek na aandag en goedkeuring van jou vriende, familie. Punt nommer 4. Die vrug van die Gees kan net ontwikkel as ons verhouding met die Vader in ons binnekamer intiem, persoonlik en opreg is. En ek wil graag hierdie punt weer verdedig. Die vrug van die Gees kan net ontwikkel as ons verhouding met die Vader in ons binnekamer intiem, persoonlik en opreg is. En onthou, wat is die vrugte van die Gees? Dis liefde, dis vreugde, dis vrede, dis geduld, by die kassiere, by die kettingwinkels, by die vulstasie, by die verkeerslig, daai geduld, en selfskuldig en daai enetjie, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, weer die kettingwinkels, Jan Pottel, ons. En dit is hier in jou binnekamer wat jy hierdie vrugte aanbou. En waar jy hulle ontwikkel en waar dit groei, jou liefde, jou vreugde, vrede, al daai bou jy in daai intieme verhouding en persoonlike verhouding met ons Vader. Dan soos punt 5 in Matteus 6 vers 6 weer eens, gaan in jou binnekamer en sluit die deur. Spaar vir jou vraag, gaan haal gou vir my dit of doen gou vir my dit. Dan doen jy dit. Nou hier vra ons Vader vir ons, is 'n opdrag wat hy vir ons gee. Gaan in jou binnekamer en sluit die deur. Ons moet dit gehoorsaam. Want hy wil soms vertroulik en alleen ook met ons praat. Hy wil nie onderbreek word deur 'n selfoon wat lui, of 'n kind wat hy, of 'n katjie wat nou wil kosie of aandag soek. Nee, daar is tye wat die Here met ons vertroulik alleen wil praat. Die laaste punt. Jesus het vir ons beloof, as dat die Vader ons sal beloon, is ons persoonlik in ons privaatheid tot hom bid. Die Vader sien, waardeer en beloon opregte gebed. Ek wil afsluit vanmôre met hierdie gedagte wat ek vir julle wil gee. Mediteer daaroor en kyk net. Ek versoek julle en vir myself ook. Kom ons kry onsself in die gewoonte soos 'n Daniel om meer af en toe die deur van die binnekamer agter ons toe te trek. Onthou net, gebed met ons Vader is 'n diepe, intieme en persoonlike verhouding wat met vrymoedigheid en opregtheid in die privaatheid van ons binnekamer opgebou word. Geliefdes, dit is waar die pad na die ewige lewe begin. Amen. Amen. Pastor, ons nou die dag regter en so. Okay. Kom ons net voor ons begin, kom ons dankie eers, sluit die oë. Hemelvader, in hierdie oggend, kom ons na U toe en ons wil vir U sê, baie dankie vir U eindige liefde wat U vir ons het. Vader, dat U U seun vir ons na Golgotha toe gestuur het en hy daar gekruisig is om ons van ons sondes te verlos. Ons gaan nou die geleentheid gebruik, Vader, om te denk en te mediteer en net weer daai besef te kry van maar hoe lief U ons vir het en wat Jesus vir ons gedoen het
Vader. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kyk na 1 Korintiërs 11 vers 24, waar Jesus vir ons die voorbeeld is. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Het ons iemand oorgelaat? Allemaal gekry. Die 2 keer gekry? Geen idee wat verder asseblief. Dit kan is ook niet. Ons het niet gekregen hoor. Net so ook die beker na die ete, wat die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels, as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Dankie, Jesus. Dankie, Here. Good.
sluit met die woord en dan sluit ons af. Dankie Here. Hemel Vader, baie dankie vir hierdie geleentheid dat ons kan terugdink en herdenk vir wat Jesus vir ons aan die kruis beteken het, vir u oneindige liefde. Hemel Vader, ons vra nou dat die Heilige Gees ons deur hierdie komende week sal lei, dat die Heilige Gees ons sal inspireer om te mediteer op ons binnekamer waar ons u kan aangesig kan aansoek en dat u ons sal lei en behoed en bewaar deur hierdie komende week. Ons dank u Vader en ons bid dit in Jesus naam.